Jy is ingeskakel by hierdie Shabbat aanbieding hier by Mikdash gemeente en wat 'n voorreg om met jou te gesels. So wees welkom en mag jy geseënd wees in hierdie dag. So ek groet jou in die naam van ons meester Yeshua. En my hartsbegeerte is dat die woord vandag in jou hart sal inbeweeg en die verandering kom maak, want ek het 'n baie belangrike boodskap wat ek vandag met jou wil kom deel. Ons kom nou net uit die periode uit van Pessach en eerste vrug en ongesuurde brode en hierdie het eintlik 'n baie groot betekenis in ons lewe. So dit gaan nie net oor die 7 dae nie, dit gaan nie net oor die Pessach nie, dit gaan nie net oor eerste vrug en net oor hierdie periode nie. Dit gaan baie dieper as dit, want eintlik moet ons 'n opstandingslewe lewe. Ons moet 'n lewe hê waar die bloed van die lam aangewend word aan ons lewe. So dis nie net 'n eenmalige ding nie. Ons moet ook nie net vir 7 dae die suurdigheid in ons lewe uithaal nie. Dit moet 'n lewe wees van 'n ongesuurde lewe. So ek wil vandag met jou gesels oor hierdie belangrike onderwerp. En dit is dat ons 'n ongesuurde lewe sal hê vir die skepper van hemel en aarde. Nou wil ek jou 'n paar vrae vra. En hier is my vraag. Nou luister nou baie mooi. Hoe ernstig is jy vir Yahweh? Hoe ernstig is jy vir Yahweh? Ek dink is 'n baie relevante vraag, want dis belangrik dat ek hierdie vraag vra en is belangrik dat ons mekaar in die oë kyk en dat ons as mens besef, maar dit gaan baie dieper as net om 'n fees te vier. Dit gaan baie dieper as net om op 'n Shabbat by mekaar te kom. Dit gaan baie dieper as dit. En ek wil jou vandag die vraag vra, hoe ernstig is jy oor Yahweh? Die tweede vraag wat ek jou wil vra is, hoe lief is jy vir Yeshua? Hoe lief is jy vir Yeshua? En die laaste vraag is, hoe belangrik ag jy jou saligheid? Want jy sien, dit gaan bepaal hoe ek as mens gaan optree volgens sy woord. Hierdie 3 vrae gaan my lewe kom vorm en dit gaan bepaal hoe ek gaan optree in terme van sy woord. Want as ek maar net lewe soos wat ek wil lewe en ek doen maar net wat ek wil doen en ek funksioneer sonder die gedagte dat ek is op pad na 'n eindbestemming toe, dan gaan ek maak en doen wat ek wil. So hierdie is belangrike vrae. Want jy sien, daar is 2 tipes mense wat ons kry. Daar's 2 tipes mense wat ons kry in terme van Vader se woord. Waar dit kom by Vader se woord is daar 2 tipe mense. Nie die 2 tipe mense is, nommer 1, jy kry hoorders van die woord, tweedens, jy kry daders van die woord. Watter een is jy? Watter een is jy? En is belangrik dat ek hierdie vraag vra, want vandag moet ons so 'n bietjie introspeksie instel, want ons kom oor hierdie periode, en wat ek nou al baie keer gesien het, is dat oor die periode van Pessach en ongesuurde brode en eerste vrug, is die mees amazingste tyd, en mense kom vry, en daar is oorwinnings wat mense behaal, en dan 'n paar weke daarna, dan's mense weer terug na hulle normale gang. En ons kan dit nie doen nie. Ons kan dit nie bekostig nie. Filippense 2 vers 12 tot 13 sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is Elohim wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Hier kom die woord, en die woord sê, ouens, ek en jy, moet ons eie heil uitwerk in vrees en in bewing. Dis hoekom ek jou die vraag gevra het, hoe ernstig is jy vir Yahweh? Dis hoekom ek jou die vraag gevra het, hoe lief is jy vir Yeshua en hoe belangrik ag jy jou saligheid, want dit gaan bepaal hoe jy optree. Dit gaan bepaal of jy 'n hoorder is van die woord en of jy net 'n dader is. Want dit is baie duidelik dat die woord sê, werk jou eie heil uit met vrees en met bewing. So ek het iets wat ek moet doen. So jy as gelowige het nou natuurlik 'n verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees aan sy woord, om 'n dader te word aan sy woord. Jy het 'n verantwoordelikheid.
Wanneer ek 'n dader is, sal dit verseker dat my lewe in lyn kom met die woord. So wat verklaar die woord met betrekking tot my lewe, want jy sien my lewe, ons kom nou uit hierdie periode uit van ongesuurde brode en ek kom met jou praat oor 'n ongesuurde lewe. Want ons kom oor hierdie periode en vir 7 dae lank is ons besig en dan vir die res van die tyd keer ons weer terug na ons normale gang. En daarom wil ek hierdie boodskap met jou deel vandag, want die woord kom verklaar in Levitikus 23 vers 6 tot 8 en hy sê, op die 15de dag van hierdie maand is dit die fees van ongesuurde brode van Jahwe. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Op die eerste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet 7 dae lank aan Jahwe 'n vuuroffer bring. Op die 7de dag moet daar 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. So hy praat hier van 'n vuuroffer. Hy praat van 'n vuuroffer. Hy praat van hoe ons moet funksioneer. Nou gaan hy in die boek van 1 Korintiërs 5 vers 7 tot 8 en hy sê, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Messia. Laat ons dan fees vier, nie met ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg of boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. En hierdie gedeelte praat nie net van 'n fees van ongesuurde brode nie. Hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 5 vers 7 tot 8 praat van my lewe as 'n lewe van ongesuurde brode van reinheid en waarheid. So, Jahwe se opdrag is 7 dae van ongesuurde brode. Pessach is 'n eendag fees. Eendag fees, want ons word verlos deur die bloed van die lam, 'n ewige verlossing wat Yeshua vir ons bewerk het deur sy bloed. So ongesuurde brode is vir 7 dae. Nou kom ek openbaar gou ietsie vir jou. Ek wil gou met jou gesels. Alraai, so 7 is die numeriese waarde vir Jahwe se volmaaktheid. Die skepping was gedoen in 6 dae. Die 7de dag was nou natuurlik die Shabbat, die dag wat Vader gerus het en hy die Shabbat ingestel. So wat dit beteken vir my en jou oor die ongesuurde brode van 7 dae beteken dat die tyd verloop. Die tyd verloop is nou natuurlik 6000 jaar. Dis waarin ons lewe, mense. Dis die tyd verloop. Ons gaan baie binnekort gaan ons die 7000ste jaar inbeweeg en ons gaan die 1000 jaar vrederyk van Yeshua ervaar. So ons is baie binnekort, ons is eintlik op die voorgrond van die Shabbat, van die 7de dag wat gaan aanbreek. En dis met die regering van Yeshua vir 1000 jaar. So ons is hier vir 6000 jaar alreeds. En dis wat ongesuurde brode verteenwoordig. Dis 'n 7 dae fees. So 7 verteenwoordig jou totale lewe as gelowige. Want die eerste dag is nou natuurlik na jou redding. Die eerste dag is na jou redding. Dis 'n heilige vierdag. En jy weet nou natuurlik hoe jy was toe jy gered is en ek glo en vertrou hierdie selfde blydskap, hierdie selfde ywer, hierdie selfde passie in jou lewe die dag wat jy gered is. So, die eerste dag is dan natuurlik na jou redding, 'n heilige vierdag en 7 is jou ewigheid saam met Yeshua. So dit tussenin is jou wandel van heiligmaking, gehoorsaamheid en jou alledaagse wandel om die suurdeeg te verwyder. So, die fees van ongesuurde brode maak nie net klaar met 7 dae en nou is dit verby en nou gaan ons aan nie. Nee, dis eintlik 'n lewe van ongesuurde lewe. So, vir 7 dae lank moet ons 'n vuuroffer bring aan Jahwe. So wat is die geestelike koneksie met die vuuroffer? Ek het vir jou gelees in Levitikus hoofstuk 23, daar moet 'n vuuroffer wees. Vir 7 dae lank moet daar 'n vuuroffer wees. En daai koneksie is met betrekking tot ons geloofslewe, moet ons daagliks met ons offers bring aan die lewende God. Ek moet 'n geestelike offer bring. So wat is hierdie koneksie? Hierdie koneksie, die vuuroffer beteken, dis 'n totale opoffering aan Jahwe.
'n totale opoffering, 'n totale oorgawe aan sy wil, is 'n totale toewyding tot hom en sy woord. So die vuuroffer word in geheel deur vuur verbrand tot 'n lieflike geur. Met ander woorde, ek moet myself op die altaar plaas, ek moet 'n vuuroffer wees, ek moet totaal geoffer word, gebrand word, en dit moet verteer word op die altaar, ek myself. Want jy sien, as my lewe nie 'n totale opoffering is aan Jahwe nie, dan is ek halfhartig. As my lewe nie totaal oorgegee word aan sy wil nie, dan geld my wil nog baie keer. En as ek nie totaal 'n toewyding het tot hom en sy woord nie, gaan ek dan nog maak en doen wat ek wil. Dus ek kom ek oor die vraag gevra het, hoe ernstig is jy vir Jahwe? Hoe lief is jy vir Yeshua? En hoe belangrik ag jy jou saligheid? Kom ek vat jou gou na die woord toe in Eksodus hoofstuk 29 vers 25. Neem dit dan nou uit hulle hand en steek dit op die altaar aan die brand, bo op die altaar, as 'n lieflike geur voor die aangesig van Jahwe. Dit is 'n vuuroffer aan Jahwe. So nou praat hy oor die vuuroffer. Want die woord verklaar, vir 7 dae lank moet ons 'n vuuroffer bring. Onthou, ek praat met jou oor jou lewenswandel. So jou lewenswandel verteenwoordig die 7 dae. Jou lewenswandel, jou totale lewenswandel, vandat jy gered word, tot waar jy die 1000 jaar vrederyk en die ewigheid in beweeg, verteenwoordig 7 dae. So, vir 7 dae lank, in terme van jou geestelike wandel, eintlik jou hele lewenswandel, moet jy 'n vuuroffer wees aan Jahwe ons Elohim. En nou sê hy sê, hoe moet hierdie vuuroffer wees? Hierdie vuuroffer, hy sê, neem dit dan uit die hand, steek dit op die altaar in die brand, bo op die brandoffer, as 'n lieflike geur voor die aangesig van Jahwe. Dit is 'n vuuroffer aan Jahwe. So indien jy jou nie in totaliteit toewy aan die skepper van hemel en aarde, Jahwe ons Elohim, kan jy jou lewe nie as 'n lieflike geur vir hom wees nie. Want dis wat Vader soek, wanneer hy kyk na jou, wanneer hy sien, jy is op die altaar, en jy is besig elke dag met die dinge van die lewende God, en ek hoop jy is, dat jy 'n lieflike geur sal wees teenoor hom. Want ons moet ons lewe so instel, dat ons daagliks aan hom 'n offer bring, dat ons daagliks 'n lieflike geur sal wees vir Jahwe ons Elohim. So, daarom sê Romeine 12, vers 1 tot 2, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van Elohim, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, as 'n heilige en aan Elohim 'n welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdiens en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van Elohim is. So, wat word op die altaar geplaas as 'n vuuroffer? So as ek 'n vuuroffer moet wees, en my lewe moet 'n lieflike geur wees teenoor Jahwe. Nou dink so 'n bietjie daaroor. As my lewe 'n lieflike geur is, en ek doen alles wat Vader van my verwag, en ek bring 'n vuuroffer, en ek wandel in sy weë, en ek is 'n lieflike geur, dink net so 'n bietjie, wanneer ek en jy dan 'n lieflike geur is, en ons bid, en ons vra, en ons roep na die lewende God, gaan hy antwoord, ja of nee? Natuurlik. Maar wanneer ek en jy 'n aanstoot is, en hy sê dit baie keer in sy woord, hy praat met sy volk, hy sê, hoor hierso, verwyder hierdie geraas van my ore, ek wil nie daarna luister nie. Hy sê baie keer, hy sê ouens, ek wil nie eers na julle gebed luister. Hy praat met Jeremia, hy sê, Jeremia, bid nie vir hierdie volk nie, want ek gaan dit nie antwoord. Weet jy hoekom? Want as gevolg van ons lewe veroorsaak dit dat Vader wegdraai en hy luister nie na ons gebed nie, hy druk sy ore toe. En Vader sê dit tog in sy woord, hy sê die wat sy ore toedruk vir die wet, sal daai gebed vir hom, daai gebed van daai persoon, is selfs 'n gruwel vir hom.
So daarom moet ons lewe 'n lewe wees van 'n lieflike geur. Right, so, Numeri hoofstuk 28 vers 17 tot 25. Gaan lees dit by die huis, lees dit, maak 'n studie daarvan, as ons nou vandag klaar is met hierdie uitsending, dan gaan lees jy dit, en dan kyk jy na dit wat ek nou vandag kom sê. So ek haal net gou 'n paar punte uit, ek gaan nie nou alles lees nie, jy is welkom, Numeri 28 vers 17 tot 25, lees dit, jy kan dit deurgaan, so ek gaan gou met jou gesels daaroor. So die 4 offers wat gebring moet word, en dit wat op die altaar geplaas moet word as 'n vuuroffer is die volgende. En dan gaan ek vir jou sê wat dit verteenwoordig in jou eie persoonlike geestelike lewe. Alright, so 2 jong bulle moet geoffer word. En hierdie is elke dag vir 'n periode van 7 dae. So dis elke dag wat jy die volgende moet doen vir jou hele lewenswandel saam met Yeshua. So 2 jong bulle word geoffer. So dit verteenwoordig jou totale oorgawe aan Jahwe se krag en die versoening wat jy ontvang deur Yeshua. Dan word daar 1 ram word geoffer. En dit beteken ek herstel die koneksie met Jahwe en ek begin wandel in totale heiligmaking. So wat jy elke dag moet doen is, jy moet jouself totaal oorgee in 'n totale oorgawe aan die krag van Jahwe, sodat sy versoening in jou lewe kan manifesteer. Tweedens, jy moet herstel die koneksie met Jahwe, en dat jy dan in totale heiligmaking sal begin wandel. Dis wat elke dag moet plaasvind. Dan gaan hy verder, en hy sê, daar moet 7 lammetjies geslag word. 7 lammetjies, wat beteken die 7 lammetjies? 7 lammetjies is die volmaaktheid deur die offer van Yeshua. So dit is my daaglikse lewe deur Yeshua se bloed, en my verligting deur Jahwe se gees en sy teenwoordigheid. Ouens, luister nou baie mooi. Ek kan nie my lewe verwyder van die bloed van die lam nie. Dan het jy geen deel aan Yeshua nie. Dan het jy geen koneksie met Jahwe nie. Geen. Sy woord sê dit baie duidelik. Hy sê, niemand kom na die Vader, behalwe deur Yeshua. Hy sê, ek is die deur. En as hy die deur is, wat is op die deur? Die bloed van die lam. Hy is die enigste manier waar ek en jy kan instap tot in die allerheiligdom. Enigste manier. Ons kan nie die bloedofferwerk van Yeshua wegvat en verwag dat ons het 'n koneksie met die lewende God nie. My daaglikse lewe moet deur Yeshua se bloed gaan. En dan word ek verlig deur Jahwe se gees en deur sy teenwoordigheid. Wat moet ek verder doen? Ek moet 'n bok slag. 'n Bokkie moet geoffer word op die vuuraltaar. Nou wat verteenwoordig dit in my geestelike lewe? Dit verteenwoordig die verwydering van sonde en ongeregtigheid en die opneem van 'n nuwe lewe in heiligheid. Want jy sien, wanneer daar 'n bokkie geoffer word, daar kom 'n tyd in ons lewe waar die skape van die bokke geskei gaan word. Die skape gaan van die bokke geskei word. En jy sien, dit verteenwoordig die verwydering van sonde en ongeregtigheid. En selfs in die tydperk van die dag van versoening, Yom Kippur, dan is daar 2 bokke, dan is daar 'n scapegoat. En die priester sit sy hande op die scapegoat en daai bok gaan in die woestyn en later word hy van 'n afgrond afgegooi. En dit verteenwoordig dat die volk se sonde word op daai ene geplaas en jou sonde word verwyder. So ek moet seker maak, ek kom elke dag in Vader se teenwoordigheid, dat daar nie sonde en ongeregtigheid in my lewe sal wees nie, maar dat ek 'n nuwe lewe sal lewe van heiligheid. Want die bokke moet van die skape geskei word. En dan is daar graan wat geoffer moet word. Die graan wat geoffer moet word, is Vader Jahwe se voorsiening in jou geestelike lewe, sowel as jou materiële lewe. So met ander woorde, as jy elke dag
met die heilige dinge van Jahwe besig is, en jy is besig om jouself op te plaas as 'n vuuroffer, as 'n lieflike geur vir Jahwe, dan sal Vader Jahwe se voorsiening in jou geestelike lewe, sowel as jou materiële lewe, sal dit manifesteer. En dan is daar 'n drankoffer wat uitgegooi moet word, en die drankoffer, die Hebreëse woord vir hierdie drankoffer is nesek. Nesek. En dit beteken om uit te gooi. Om uit te gooi. So jy gooi jouself uit voor Jahwe daagliks, sodat hy jou kan opvul met sy blydskap en met sy teenwoordigheid. Want jy sien, Vader kan niks met jou maak as jy vol is van jouself nie. Daarom moet ek myself uitgooi. Dis wat die drankoffer verteenwoordig, want dit word uitgegooi op die vuuraltaar en op die vuuroffer. Dit beteken nesek. Ek gooi myself uit. Ek verwyder myself uit die prentjie uit. Dit gaan nie meer oor my wil nie, maar dit gaan oor die wil van Jahwe. En wanneer jy jouself kom uitgooi, dan kan Vader jou kom opvul en kom deponeer in jou gees wat hy wil hê daar moet wees. So hy gaan jou opvul met blydskap en met sy teenwoordigheid. Halleluja. Yes, ek kyk soveel mense loop rond met 'n dik bek lang gesig, suur gesig, en dan dink ek regtig, maar die blydskap van die lewende God moet dan in jou lewe wees. Dan dink ek, maar waar is die daaglikse offers wat jy moet bring in die teenwoordigheid van Jahwe? Want as jy dit doen, en jou lewe is 'n lewe van ongesuurde lewe, dan gaan jy anders te funksioneer. En ek vra weer eens, sê ouens, hierdie 3 vrae was belangrik wat ek in die begin gevra het. Hoe ernstig is jy vir Jahwe? Hoe lief is jy vir Yeshua? En hoe belangrik ag jy jou saligheid? Want daardie 3 vrae gaan veroorsaak dat ek anders te begin optree. So dis baie belangrik. Die vuuroffer aan Jahwe, die vuur het ook 'n groot betekenis. Die vuur het 'n enorme betekenis. Nou luister gou. Die vuuroffer moet elke dag gedoen word. Alright, so daai 7 dae verteenwoordig jou 7 jaar of jou 7 tydperk van jou lewenswandel hier op aarde. Onthou, die aarde is 6000 jaar en ons gaan binnekort die 7000ste jaar in beweeg. Maar daai volmaakte 7 getal verteenwoordig jou hele lewenswandel hier op aarde. Jou hele lewenswandel. En in jou hele lewenswandel, nadat jy tot bekering gekom het, moet jy nou begin lewe vir Yeshua. Jy moet lewe vir die lewende God. En daar is dinge wat jy moet toepas in jou lewe. Jy kan nie net 'n hoorder wees van die woord nie. Jy moet oorbeweeg om 'n dader te word van die woord. En as ek en jy 'n dader moet wees van die woord, dan moet hierdie geestelike konneksie van die vuuraltaar, die brandoffer, die vuuroffer, wat 'n lieflike geur moet gee aan die lewende God, moet in jou lewe manifesteer. Nou, dit bring my nou by die vuur. Want jy sien, toe die tabernakel ingewy is, toe die brandofferaltaar is opgestel, alles is reg gedoen, alles is opgestel, en toe kom daar vuur uit die hemel uit, en Vader steek die offer op die vuur, steek hy aan die brand. Selfde het gebeur in die boek van 1 Konings, hoofstuk 18. Selfde het gebeur in die boek van Samuel, 2 Samuel, en in die boek van Konings en Kronieke, waar die tempel ingewy is, die tempel van Salomo. Dieselfde het daar gebeur. En die vuur het nou natuurlik van die hemel afgekom en daai altaar of die offer op die altaar verteer. So die vuur word aangesteek van bo af, want bekering kom van bo af. Verandering kom van bo af. Dit kom uit jou hart uit. Dis net die lewende God wat jou kan red deur sy bloed. So verlossing en bekering kom van bo af en dit verander jou lewe en nou is dit jou verantwoordelikheid. Nadat die vuur aan die brand gesteek is in jou binneste, nou is dit jou verantwoordelikheid. Luister wat sê Levitikus 6 vers 13. Hy sê, die vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie
doodgaan nie. Mag nie doodgaan nie. Jou verantwoordelikheid. Jou verantwoordelikheid om die vuur gedurig deur op die altaar aan die brand te hou. Hoe doen ek dit? Deur daagliks my offers te bring. Deur daagliks hierdie 7 dae van ongesuurde brode wat verteenwoordig my totale lewenswandel, om daardie offers in my lewe op 'n geestelike koneksie elke dag te bring, en dat die vuur van Jahwe in my hart sal brand en nie sal stop nie. Dit moet brand. Want met Pesach, dit verteenwoordig jou bekering, Jahwe steek die vuur aan in jou binneste, ongesuurde brode, dis die offers op die altaar, en jy moet die vuur op die altaar aan die brand hou. Jou verantwoordelikheid. Nou luister nou baie mooi. Luister nou baie mooi. Die fees van ongesuurde brode is vir 7 dae. Maar jou ongesuurde lewe is vir 'n leeftyd. Dis vir 'n leeftyd. Dis hoekom ek hierdie boodskap bring vandag. Want ongelukkig sien ek dit, en is 'n tendens dat mense is so, dis amazing, en hulle het hierdie amazing tyd met ongesuurde brode, en daar's verandering wat plaasvind, en mense kom vry, en daar is oorwinning, en dis great, en dis amazing wat ons ervaar en beleef, en as jy nie hier is nie, dan mis jy uit. Maar wat vir my belangrik is dat dit sal blywend wees in ons lewe. Dat dit nie net vir 'n 7 dae periode sal wees nie, maar dit sal aangaan in ons hele lewenswandel, en dat dit wat ons ervaar, dat dit blywend sal wees in ons lewe. Want Vader se hart is, sy hartsbegeerte is om mense te hê, 'n volk te hê, kinders sal hê wat se harte tot hom geneig is. Dis sy hartsbegeerte. So die vuur van Jahwe moet konstant in jou lewe brand, want dit het 'n noodsaaklike doel in jou lewe. Kyk wat sê die boek van Maleagi 3 vers 3. Hy sê, en hy sal sit, 'n smelter, 'n reiniger, aan 'n woorde 'n vuur. Hy sal sit 'n vuur van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig, en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan Jahwe in geregtigheid 'n offer sal bring. Nou, die seuns van Levi is nou natuurlik die priesters, en net so terloops, wie is ek en jy? Die woord sê dit in die boek van Petrus, 1 Petrus 2 vers 9, hy sê, dat ek en jy is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. So, jy's 'n koning, jy's 'n priester, en daarom moet jy jou lewe lei as 'n offer, 'n lieflike geur teenoor Jahwe. 'n Lieflike geur. So hy kom reinig ons deur die vuur, sodat hulle aan Jahwe in geregtigheid 'n offer sal bring. En dis wat Vader van jou soek. Hy soek 'n offer van jou in geregtigheid. Jou lewe van geregtigheid. Kyk wat sê hy in 1 Korintiërs 3 vers 12 tot 14, en ek praat met jou oor die vuur, want die vuur is belangrik. As iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi en stoppels, elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. So, hier kom die belangrike ding, dat die vuur sal elkeen se werk op die proef stel. En dis hoekom jy die vuur van Jahwe in jou lewe het. En dis hoekom jy moet bou met die regte goed. Dis hoekom jy gesuiwer moet word en gereinig moet word, dat jy in geregtigheid kan wandel. Want jou hele lewenswandel is jy besig om goed uit jou lewe uit te haal, is Vader besig om goed te expose. Dis nie net oor 'n 7 dae periode nie. Yes, dis great en is fantasties en dit moet gebeur, maar dit gaan oor jou hele lewenswandel. Jou hele lewenswandel moet verteenwoordig 'n ongesuurde lewe. 'n Ongesuurde lewe. So mag dit vir jou 'n aansporing wees, sodat jy 'n lewe kan hê van reinheid en waarheid. 'n Lewe van reinheid en waarheid. Vat jy gou weer terug. 1 Korintiërs 5 vers 7 tot 8. Hy sê, suiwer dan die ou suurdeeg uit,
sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik die Messias. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg of boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. So mense, dit beteken dat jy het 'n lewe van reinheid, jy het 'n lewe van waarheid, en dat die onreinheid het geen effek op jou nie. Die boek van Openbaring sê dit tog, dat in die laaste dae, die wat vuil is, laat hulle nog vuiler word. Die wat onheilig is, sal nog onheiliger word, maar ek en jy, wat rein is, sal reiner word, wat skoon is, sal skoner word, wat heilig is, sal heiliger word, en daarom is dit vir my en jou belangrik, dat ons sal terugkom na Vader se woord, en sal oplet, wat hy vir ons wil kom deel vandag, met betrekking tot ons ongesuurde lewe. Ek en jy moet vandag vorentoe beweeg, met 'n mindset van reinheid en waarheid. In die begin het ek vir jou gesê, die woord sê, werk jou eie heil uit met vrees en bewing. Mense, dis jou verantwoordelikheid. So ek moet seker maak, dat ek werk my eie heil uit. Ek let op my saligheid. Dis vir my belangrik, dat ek die ewige lewe sal ervaar, of inbeweeg, en so ek is versigtig, met betrekking tot dit wat ek doen. Versigtig. So dan werk ek my eie heil uit met reinheid en met waarheid, met versigtigheid, want ek is ernstig oor Jahwe en ek is lief vir Yeshua. En as ek dit doen, dan weet ek is nie net 'n hoorder van die woord nie. Ek begin om 'n dader te word van die woord, want 'n hoorder gaan jouself bedrieg. Maar 'n dader begin inbeweeg in 'n lewe van ongesuurde lewe, sodat my lewe, jou lewe, 'n lieflike geur sal wees, om die lewende God te verheerlik. Halleluja! Kan jy net dink, dat wanneer jy elke dag besig is met hierdie offers, jy is elke dag besig om jou geestelike lewe in lyn te bring met Vader se woord, en jy begin roep, en jy begin vra, en jy is 'n lieflike geur in Vader se teenwoordigheid, gaan Vader 'n welbehae hê in jou? Natuurlik. En dit wat jy nodig het, en dit waarvoor jy bid, en dit waarvoor jy roep, gaan Vader antwoord op 'n bo-natuurlike wyse, maar dan moet jy 'n lieflike geur wees vir die Skepper van hemel en aarde. Halleluja. Ons kan nie 'n gruwel wees in Vader se teenwoordigheid. Ons kan nie 'n offer wees wat hy nie 'n welbehae in het nie. Want as jy kyk na Kain en Abel, een offer was aangeneem, die ander een was nie aangeneem. So hoe lyk ons geestelike lewe? Is ons geestelike lewe aanneemlik vir die Skepper van hemel en aarde? Is ons 'n lieflike geur? Of is ons optrede en wat ons doen deur die dag en deur die loop van die week en hoe ons funksioneer, is dit 'n aanstoot vir Vader, wanneer hy na ons kyk, dan dink hy, maar my kind, jy's verlore, jy kom nou net uit hierdie periode uit, jy kom nou net uit hierdie amazing feesviering, waar jy goed uit jou lewe uitgehaal het, en nou keer jy weer terug, en nou kan ek geen welbehae in jou vind nie. Dis so baie van ons funksioneer, maar mense, ek wil jou vandag waarsku, en ek wil hierdie boodskap vir jou gee, dat jy vandag net weer opnuut jou lewe sal oorgee aan Jahwe, as 'n welgevalle offer, as 'n lieflike geur tot sy aangesig. 'n Lieflike geur. En ek wil jou aanspoor vandag, kry klaar met die dinge van hierdie wêreld. Mense, ons het nie meer tyd nie, ons gaan baie binnekort, gaan ons inbeweeg in die 7000ste jaar, en ons gaan dinge sien en ervaar en beleef, wat jy nooit gedink het in jou leeftyd moontlik gaan wees nie. So ek wil hierdie boodskap vir jou doen, sodat jy jou hart sal kom bewaar, dat jy jou lewe sal in lyn kry met die woord van Skepper lewende God. Halleluja. Ek glo en vertrou dat hierdie woord het 'n groot en 'n diep betekenis in jou lewe gebring vandag, en daarom wil ek vir jou bid. Ek wil saam met jou bid. Kan ons net saam bid, net vir 'n oomblik. Vader, dankie. Dankie vir u woord. Dankie dat u ons aanspoor
uit u woord uit en dat u direk met ons praat. En Vader, ons staan vandag voor hierdie belangrike vraag en u vra ons vandag, is jy ernstig oor my kind? Het jy my werklik waar lief, soos wat Yeshua vir Petrus gevra het, Petrus, het jy my lief? So kom vra u ons vandag, het ons u lief? Want as ons u lief het, sal ons u gebooie bewaar. En Vader, dis belangrik dat ons saligheid hoog op prys sal stel, want as ons nie daarna kyk en oplet oor hoe ons funksioneer nie, is ons verlore. Ek bid vandag, Vader, dat u ons sal behoed en bewaar en beskerm. Vader, ons wil nie net hoorders wees van u woord nie, ons wil daders wees van u woord. Ons wil gehoorsaam wees, ons wil wandel in die weë van Skepper, lewende God. Vader, ons wil gehoorsaam wees as 'n lieflike geur teenoor Jahwe, ons Elohim. Vader, mag u, wanneer u na ons kyk, 'n welbehae hê in u kinders. Mag ons geestelike lewe groei van vandag af. Ek verklaar dit en ek bid oor elke persoon, Vader, dat ons vandag sal klaar kry vir die dinge van hierdie wêreld en dat ons sal aanneem om 'n offer te wees vir die lewende God op 'n daaglikse basis. Verander ons gedagtepatroon, Vader, dat ons sal besef, maar ons moet 'n lewe hê van 'n ongesuurde lewe. Gaan nie net oor 7 dae nie, Vader, dit gaan oor ons hele lewenswandel. En mag ons hele lewenswandel u verheerlik. Mag ons hele lewenswandel, Vader, u behaag. Mag ons liggame stel as 'n welgevalle offer om die lewende God te vereer en te verheerlik. Vader, want u woord verklaar dit, ons moet verander, ons moet vernuwe word. En help ons om dit te doen, Vader, dat elke dag wanneer ons inbeweeg in u teenwoordigheid en ons werk aan ons eie lewe, Vader, dat u ons gedagtepatroon sal verander en ons hart sal verander, sodat ons elke dag 'n aanneemlike offer sal wees vir die lewende God en 'n lieflike geur. Halleluja. Vader, dis my gebed vir elke persoon en mag u verheerlik word vandag in die naam van ons meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, halleluja, halleluja. Ek loof hom, ek prys hom en ek aanbid hom. Dankie dat jy ingeskakel was en my hartsbegeerte is dat jy 'n lieflike geur sal wees vir die lewende God en dat hy 'n welbehae sal hê in jou geestelike lewe. Van my kant af, Rian Abri, dis altyd lekker om met jou te gesels. Wees geseënd tot volgende keer. Shalom.